Kom ons word net stil vir 'n oomblik en ons raak rustig. Ek het 'n paar weke terug ook hierdie gedeelte gelees, want hierdie gedeelte is besig om met my te stoei, Psalm 19. Hoor net. Vir die koorleier 'n psalm van Dawid. Die hemel getuig van die mag van God. Die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Die een dag gee die berig deur aan die ander. En die een nag deel die kennis van die volgende mee. Sonder spraak en sonder woorde, onhoorbaar is hulle stem. Tog gaan daarvandaan 'n boodskap uit en hulle taal bereik die uithoeke van die hele aarde. Vir die son is daar in die hemel 'n tent opgeslaan, en as hy stralend begin om sy baan te volg, is hy soos 'n bruidegom wat uit die slaapkamer kom. Aan die een kant van die hemel kom hy op, aan die ander kant gaan hy onder, en niks ontkom aan sy gloed nie. Gemeente, hierdie skepping wat van hierdie groot God getuig, ek groet jou in die naam van daardie Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Kom ons staan, ons sing 2 lofliedere, en dan 'n aanbiddingslied. Staan gerus en sing saam met die voorsang groep. Thank
ons dien nie meer afgode soos dat die oermense gedoen het, of die mense daar op eilande en in ander kontinente nie. Ons afgode is nie beelde en sulke dinge nie. Ons afgode is valse sekuriteite. Soos 'n stewige bankbalans of 'n lewensversekering of 'n begrafnispolis of 'n groot heining om jou huis. Dit is die goed waarop ons vertroue plaas. Maar op die ouend is daar net een iemand in beheer en dit is die Here. Hierdie volgende lied gaan daaroor dat ons vir hom sê dat ons plaas ons vertroue op hom, ons loof sy naam. En ons weet dat alles in elk geval onder sy beheer is. Kom ons sing hierdie volgende lied saam as 'n gebed. Kom ons bid saam, Here. Ja, volgens wil ons U naam roem. Ons wil U Vader noem, Vader, Seun en Heilige Gees. Ja, Here, U is groter as wat ons begrip ooit sal weet, ver bo ons begrip en verstand. Nog lank voordat die berge daar was U reeds daar. Here, dankie dat ons sekuriteit in U kon stel. Dat ons weet dat U alles onder beheer het.
Die groot dinge, die klein dinge. Ons loof U naam daarvoor. Amen. Ons is in die tydperk wat oploop na Paasfees toe, ons noem dit die lydingstyd. Nou, die lydingstyd het eintlik laas Woensdag begin met Aswoensdag. Dit was 'n mooi geleentheid in die kerk gewees, en vir die van u wat dit bygewoon het, sal weet wat het daar gebeur. Nou, die volgende 6 Sondae tot en met Opstandingssondag noem ons dan lydingstyd. Dit is 'n tyd waarin baie mense iets prys gee, iets wat vir hulle belangrik is, soos 'n gewoonte of iets wat hulle eet of drink, gee hulle prys of hulle vas. Met ander woorde, hulle eet nie in die dag nie, hulle eet net 1 keer 'n dag. Nou jy kan gaan kyk as jy wil deel wees van die vas op die e-nuus wat gestuur is, sowel as op die webtuiste van die gemeente. Het Arlien vir ons handige wenke gegee oor as jy wil vas of iets prys gee of minder wil doen sodat jy kan fokus op dit wat gebeur het in die lydingstyd, dan is daar 'n paar mooi dinge wat sy vir ons op die website het. Nou wanneer dit lydingstyd is, elke keer of elke jaar, nog al die jare, dan is daar eintlik maar net een ding wat aan my altyd karring en wat ek nie kan verstaan nie. Weet jy, Jesus het so baie goed gedoen in die tyd wat hy op die aarde was. Hulle kon hom nie mis nie. En hoe kan dit dan wees dat hulle nie in hom wou glo nie en hom gekruisig het? Dit is vir my een van die mees verbuisterende dinge. Hulle het hom gesien met hulle oë. Ek en jy het nie daai voorreg nie. Hulle het daai voorreg gehad, maar hulle het nie geglo nie. Hulle het hom gekruisig. Van die vroegste tye af is die mensdom ingestel op sien is glo. Van die oermense af, hulle wil nie 'n God gehad het wat onsigbaar is nie. God moes sigbaar wees en tasbaar wees op aarde, en daarom het hulle beelde gemaak van hulle gode. Hulle het sterre aanbid, hulle het bome aanbid, want dit kan jy tog nou sien, dan moet dit 'n God wees. Kyk, hulle hou nie van onsigbare gode nie. Of hulle bou 'n heilige plek. Jy weet, daar's 'n sekere rivier, 'n heilige rivier, en as jy daar swem, is jy nou geseënd of jy is genees, of die gode sal jou daar ontmoet en jou beskerm. Of hulle bou 'n tempel, 'n klomp klippe op mekaar, en dan dit is die tempel nou waar die God woon, of op 'n berg. Daai is 'n heilige berg. As jy daar opklim, dan gaan jy God daar ontmoet. Want God is tasbaar, sigbaar en lokaalbaar. Of rituele. Jy het al gesien hoe dans die primitiewe volke, né? Godsdienstige danse. Dan gaan hulle in 'n trance in wat hulle heeltemal buite hierdie wêreld gaan, of hulle gaan offer iets. 'n Bees of 'n donkie. Ou tye het party van hulle nog mense en kinders ook geoffer, want jy moet die gode dan nou gelukkig hou. Maar ons kom van sien is glo. Dit is waar ons vandaan kom. Nou vandag is dit vir my verbuisterend, dat daar nog mense is wat nie in God glo nie. Ek meen, want die getuienis van God se werk is so groot, dit is sigbaar, so groot, hoe kan jy nie in God glo nie? Dit is vir my net onbegryplik. Ek het nou vir julle Psalm 19 gelees. Hoor net gou hierso. Die hemel getuig van die mag van God. Dit is asof die hemel op ons skreeu en sê, hey julle, kyk hier, kan julle nie vir God sien as julle na boontoe kyk nie? Die uitspansel, die sterre, die maak sy werk bekend. Dit is asof die sterre elke aand op ons roep en sê, hey julle, kyk God se hande werk. Kyk net hierso julle. En dan hoor hoe mooi, die een dag gee berig deur aan die ander. Dis asof die een dag op die ander die volgende dag gil, of op die dag van gister sê, hey, het julle God se handewerk gesien?
Julle daar van gister of van môre, kyk, God se handewerk. Die een nag deel die kennis aan die volgende een mee. Dis nou poëtiese taal ook vir, selfs in die nag, praat die nagte met mekaar, om kennis van God se glorie deur te gee. Sonder spraak, en sonder woorde, onhoorbaar is hulle stem. Ons hoor nie hulle stem nie. Maar dan die antitese, tog gaan daarvandaan 'n boodskap uit oor die hele wêreld en hulle taal bereik die uithoeke van die aarde. Dit is net so pragtig gestel. Weet jy hoekom ek hierna verwys? Is want ons stap deesdae so probeer so een keer 'n maand te gaan stap in die natuur. En dan stap ons saam met mense wat nou nogal baie weet van sterre en die goeters. En ons sit een aand so. Ons kyk na die sterre en die vriend van my wat 'n ingenieur is, wetenskaplik kyk so en hy sê, is dit nie interessant dat die sterre die palet is van God se prehistoriese tyd, historiese tyd, realiteit en vir party mense die toekoms ook. Net nie verstaan wat hy bedoel nie. Toe vertel hy vir my, weet jy as ons so na die sterre kyk, is 'n paar van daardie sterre lig wat ons nou eers bereik van sterre wat miljoene jare terug uitgebrand het. Hulle is nie meer daar nie. Dis net die lig wat nou eers by ons aankom. Dan is daar weer ander van die sterre wat jy sien wat ons planete is, wat nou daar is, maar dit weerkaats die son se lig na ons toe. En dan is daar weer ander wat sonne is, wat elkeen ook sterrestelsels rondom hulle het. So wat jy sien as jy die sterre kyk, as jy sien hoe speel God met hierdie ding wat ons tyd noem. Dit is vir ons 'n belangrike konsep, vir hom nie. Miljoene jare terug se sterre lyk vir hom soos nou en hy's net so verskriklik majestueus as jy na die sterre kyk. Hy het vir my vertel van materie. Nou ek wil nie nou wetenskaplesie gee nie, want ek is weet gevaarlik min van wetenskap af. Waar's my wetenskap juffrou? Juffrou Geldenhuys, waar? Sy's nie vandag hierso nie, maar my matriek wetenskap juffrou is Tia Geldenhuys, né? Ja. En dan gaan vir juffrou daar op die skerm. Hallo. Materie, weet julle, alle materie is klaar gemaak. Dit word net gehersirkuleer. So die kans is baie goed dat ek en jy stukke van sterre en dinosourusse in ons het. Nee, daar word nie nuwe materie gemaak nie, is als reeds daar, word net gehersirkuleer. Verbuisterend. Ek kon dit nie glo toe ek dit hoor nie. Hy vertel vir my van antimaterie, dat daar is materie waarvan ons niks weet nie, wat die gang van swaartekrag van ons planete se draai bepaal, maar die wetenskaplikes kan nie vir jou sê wat dit is nie. Hulle weet is daar. Antimaterie, maar julle kan die goed als gaan Google, julle sal baie meer uitvind daarvan as ek. En dan laastens vertel hy my van donker materie, dark matter. Nou dark matter is as jy in die sterrestelsel kyk in die aand, is as 'n swart kolle wat jy niks kan sien nie, want daai dark matter weerkaats nie lig nie. In feite, jy het al gehoor van 'n dark hole. Die goed sluk planete en sterre in. O my genade. Nou beskryf hy dit dat die heelal is besig om asem te haal. Nou kyk, dit is vir my te dik vir 'n daler, maar toe hy dit vir my verduidelik, toe maak dit nogal sin. Die asemteug uit. Nee. Ja, die asemteug uit. Hulle sê nou nog dat die planete en die sterre almal nog in 'n wentelbaan weg is. Dis asof hulle van een plek afkom. Dis die asemtuig uit. Maar nou is daar miljoene jare later kom daar 'n asemteug in. En dit is die dark hole wat alles insluk. En so vir miljoene jare kom en gaan. Al die dis verbuisterend. Hoekom vertel ek vir julle hierdie goeters? Want ek sê vir julle, hoe kan dit wees dat daar mense is wat nog so astrant is om te sê hulle glo nie in 'n God nie? Hierdie goed is net so groot, dit kan nie anders nie. Die skepping getuig. Ons kan mos nou sien daar's 'n God. Dit skreeu op ons van bo af dat daar 'n God is. Maar weet julle, in Jesus se tyd, hy het al hierdie goed gedoen, en hulle het nog steeds nie in hom geglo nie. Hy het regtig gesukkel, laat hulle in hom glo. Kom ons lees Johannes 20. Johannes 20 vanaf vers 19. Dan kyk ons wat gebeur met die sien is glo gedeelte
daar. Julle ken dit baie goed. Dit is nadat Jesus opgestaan het uit die dood, dan kom hulle by sy leë graf. Johannes 20 vers 19. Dan gaan Maria, kom sy by die graf en dan sien sy maar Jesus is weg en dan roep sy die ander disippels, Jesus is weg. En dan verskyn Jesus aan haar. En sy glo, dit is hy. En sy gaan vertel vir die disippels, maar hulle het nie vir Jesus gesien nie. Nou lees ons daarbo by Johannes 20 vers 19. Jesus verskyn aan sy disippels. Daardie Sondag aand was die disippels bymekaar. Nou daardie Sondag aand verwys na die opstandingssondag. Daardie aand wat hy opgestaan het, was hulle bymekaar. Alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Hoe het Jesus dan nou ingekom? Ek meen die deure was toe, die vensters was toe. Wel, dis die nuwe staat waarin Jesus, die nuwe verheerlikte liggaam, waarin hy opgestaan het. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande vir hulle en sê, die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En hier kom die eerste sendingsopdrag. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. Herinner dit julle ook aan God wat toe hy Adam en Eva geskep het, toe blaas hy sy asem in die mens in. En dis waar ons God se Gees vandaan gekry het. Nou kom Jesus en hy blaas die Heilige Gees in sy disippels in. En tot vandag toe woon daardie Gees in my en jou. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit deur God vergewe. As dit nie vergewe word nie, word dit nie deur God vergewe nie. Dit sê eintlik maar net dat Jesus gekom het vir die vergifnis van sondes. Thomas, wat ook Didymus genoem is, Didymus staan vir tweeling. Weet nie hoekom hulle dit om tweeling genoem het nie. Hy was een van die 12 en hy was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien nie, en my vinger in die merke van die spykers steek, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. As ek nie kan sien nie, gaan ek nie glo nie. En dan gaan dit aan, waar Jesus nou weer aan Thomas verskyn. 8 dae later was Jesus se disippels weer by mekaar, en Thomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus weer sommer net ingekom, en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Dis nou die 3de keer wat hy dit vir hulle sê. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande. En bring jou hand en steek hom in my sy. En moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. Dis van die kortste belydenisse wat daar is in die Bybel. My Here en my God. Dit wel, nou word hier nie meer gepraat van Rabboni en meester en die ander woorde nie. My Here, my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy nou, omdat jy my sien? En dan hoor hierdie woorde, broers en susters, gelukkig is die wat nie gesien het nie, en tog glo. Dis ek en jy. Ons wat nie vir Jesus gesien het nie, en glo. Jesus het nog baie ander wonderwerktekens gedoen, wat nie in hierdie boek geskrywe is nie. Hy het dit voor sy disippels gedoen. Maar hierdie wondertekens is beskrywe, sodat julle, ons, kan glo, dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo, in sy naam die lewe kan hê. Dis ons skrifgedeelte vir vandag. So hier, nadat Jesus opgestaan het uit die dode, vir die eerste keer in 3 jaar, wat hierdie disippels saam met hom loop, glo hulle. Hulle het alles gesien. Maar toe hy opstaan uit die dood, gaan hulle oë oop. Toe die graf oopgaan, toe gaan die oë oop. Want, onthou, sien is glo. Vir baie mense in Jesus se tyd was sien nie glo gewees nie. Hoor bietjie wat het hulle als gesien en hulle het steeds nie geglo nie.
Dit begin sommer al as Jesus gebore word, dan daar 'n engeleskaar wat sing. Die Messias is gebore, ewige Vader, vredevors, Seun van God, halleluja in die hoogste hemele. Almal kon dit sien of hoor. En Johannes die Doper, toe hy vir Jesus doop, toe skeur die hemel oop, en dit was nie 'n privaat doop nie, dit was 'n openbare doop waar daar honderde mense staan om gedoop te word. Wat sê hy? Die hemel skeur oop, daar kom 'n duif uit en die stem sê, dis my geliefde seun in wie ek welbehae het. Hulle hoor dit almal. En asof dit nie genoeg is nie, gaan Jesus en hy doen 35 wonderwerke. 35. Hy het 23 siekes genees. Hy het 9 natuurwonders gedoen en hy het 3 mense uit die dood opgewek. Ek vind 35 wonderwerke wat hy gedoen het. Hier in Johannes lees ons net van 7 van daardie wonderwerke. Hoekom net 7? Want Johannes, regdeur die evangelie, speel met die getal 7. Jy sal nou sien waar hy ook met die getal 7 speel, is die heilige getal. So hy het nou nie gegaan en al 35 wonderwerke gaan noem nie. Hy noem net die 7, die water in die wyn, waar Jesus die regeringsamptenaar se seun gesond gemaak het. Hy noem die verlamde man, die vermeerdering van die brood en die vis. Hy noem waar Jesus op die water loop. Hy noem waar Jesus die blinde man gesond maak, en sy oë oopmaak, en hy noem waar Lazarus uit die doop opgewek word. Maar sien is nog steeds nie glo vir die mense. En dis dieselfde mense wat hierdie wonderwerke gesien het, wat op die ou end skreeu, kruisig hom, kruisig hom. En die disippels weet nou regtig nie meer wie is die ou nie. Elke keer wanneer Jesus 'n wonderwerk verrig, dan sê die disippels, maar wie is die man dat hy op die see loop? Wie is die man dat hy dooies kan opwek? Wie is hierdie man? Wie is hierdie Jesus? Nou vra Petrus vir Jesus, Jesus vir Petrus, Petrus, julle wonder wie ek is. Wie sê die mense is ek? Dan sê Petrus, hulle sê jy's Elia. Ander weer sê nee, jy's Johannes die Doper. Ander sê weer nee, jy is sommer net een van die profete. Dit is duidelik, hulle het nie 'n idee wie hy is nie. Jesus se opponente sê, hy is 'n duiwels aanbidder. Want daai krag wat hy het om wonderwerke te doen, kan net van Satan afkom, net van die duiwel af. En dit is wat hulle besluit het hy is. Hulle noem hom 'n godslasteraar, want hy sê hy is die seun van God. Dit kan nie. Dit kan nie dat iemand so iets kan sê nie. Hy's 'n godslasteraar en dan is hy 'n sabbatsontheiliger. Want hy sê jy moet die kalf uit die put uit gaan haal as dit Sabbat is en die kalf val in die put. En hy maak 'n verlamde man gesond op die Sabbat. Dan kan jy gaan kyk in Johannes. Daar is nie minder nie as 15 name wat hulle vir Jesus gebruik het. 15 name. Jy kan dit ook sommer gaan Google, maar daar was 'n magdom name van wie sê die mense is Jesus. Maar wat is die belangrikste? Jesus sê self wie hy is. Nou moet julle verstaan dat die mense is baie verward. Hulle het nie idee wie sê die ou nie. Jy kan vir jouself dink, as hier iemand aankom, en jy vra vir hom, goeiemôre, wie is jy? En hy sê vir jou die volgende, ek is die brood wat die lewe gee. Ek is die lig vir die wêreld. Ek is die ingang vir die skape. Ek is die goeie herder. Ek is die opstanding en die lewe. Ek is die weg en die waarheid. Ek is die ware wingerdstok. Dit is wat Jesus homself noem. Weereens, ons noem dit die 7 ek is uitsprake. Weereens die getal 7. Hoor jy dit? Jesus verwys egter meeste van die tyd na homself as die seun van die mens, die Messias en die seun van God. Nou al hierdie name en die Jesus se ek is uitsprake waar hy sê ek is dit, ek is dat, het hulle baie die mekaar gemaak. Dis eers toe hy opstaan uit die dood wat hulle glo, wat hulle hom kon geglo het en sê Here my God. Nou
verskyn hy aan nie minder as 3000 mense na sy opstanding nie. En dit is waar die vroeë kerk begin het. Daardie gelowiges wat na sy dood gesien het, hy het waarlik opgestaan. Maar daar was ook baie wat net gehoor het, hy het opgestaan, en hulle glo, al het hulle nie gesien nie. Waar laat dit my en jou 2000 jaar later? Jesus sê aan Thomas, glo jy nou omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie, maar tog glo. En dis ons daai. Ons het nie gesien nie, maar ons glo. En net so was daar baie van die eerste gelowiges wat ook nie gesien het nie. Hulle het gehoor en hulle het geglo. Die slim mense sê vir ons is besig om 'n visuele samelewing te word. Jy kan maar vir jouself dink hoeveel tyd spandeer jy voor die televisie, agter 'n rekenaar of op 'n selfoon. Met ander woorde, vir ons is sien baie belangrik. Ek dink van as Jesus vandag sou kom, sou ek en jou hom waarskynlik vind op Instagram en op Facebook en op TikTok en op YouTube. Maar ons sit eintlik met 'n probleem vandag. Want weet jy, ons wil meer as ooit tevore glo wat ons sien. Ons word 'n visuele gemeenskap. Maar nou weet julle almal dat die samelewing is besig om te beweeg, want daar's nou 'n woord, en ek kry nie Afrikaanse woord vir hom nie. Hulle noem dit deep fake. Kunsmatige intelligensie kan nou vir jou foto's en video's en enige iets produseer wat nie waar is nie. Hulle kan vir jou deep fake goed gee en jy sal dink dit is die waarheid. So eintlik kan ons nie meer glo wat ons sien nie. Ons is in 'n groot krisis gedompel. Want sien is nou nie meer glo nie. Ons wil dit tog so graag gehad het, né? Sien is glo. Maar sien is nou nie meer glo nie. Ek wil afsluit en dit terugbring na die definisie van geloof. Ek wil jou herinner, wat beteken dit om te glo? Hebreërs 11 sal jy dit kry. In die eerste plek, geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, en dis 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Ek herhaal dit. Geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, en 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Waar laat dit my en jou? Broers en susters, jy kan na Jesus kyk, en as iemand vir jou vra, wie is Jesus vir jou? Of glo jy in Jesus? Dan kan jy een van twee brille dra. Jy kan die bril van ongeloof opsit. Wat gaan jy sien? As jy die bril van ongeloof opsit, dan gaan jy na 'n skepping kyk, en daar gaan jy God wees nie. Daardie skepping gaan waarskynlik vir jou wetenskaplik verklaarbaar wees. Ja, dit is evolusie en die oorknal en al die goed, en dis dit. As jy jou Bybel lees met die bril van ongeloof, dan gaan jy net die foute raak sien. Ja, maar hier is net 'n storie man, dit is 'n mite, dit is 'n die goed maak nie histories sin nie, dit maak nie wetenskaplik sin nie. En dan gaan soek jy foute en verwerp die in die Bybel. As jy die bril van ongeloof dra, sal jy na Jesus kyk en sê, man, hy was dalk 'n spesiale ou, maar weet jy, al sy wonderwerke is waarskynlik wetenskaplik verklaarbaar. As jy die bril van ongeloof dra, sien jy nie 'n wêreld hierna en 'n wêreld wat groter is as nou nie. Jy sien nie 'n nuwe hemel wat gaan kom en 'n lewe na die dood nie. Jy sien nie en jy gaan nie glo nie. Maar as jy die bril van die geloof opsit, deur die oë van die geloof kyk, dan sien jy 'n wêreld en jy sien die wêreld deur Jesus se oë. Dan sien jy raak hoe Jesus in mense se lewens betrokke is. Dan lyk mense vir jou anders. Wanneer jy die bril van geloof opsit, dan ervaar jy Jesus se teenwoordigheid deur die Heilige Gees. Jy hoor hoe die Heilige Gees in jou oor fluister partykeer. Jy hoor hoe die Heilige Gees met jou praat
in jou diepste binneste in jou hart. Jy hoor selfs hoe hy met jou praat deur musiek en deur die natuur. As jy die bril van die geloof opsit, dan sien jy God in die natuur. En jy sien God werk in mense se lewens. As jy die bril van geloof opsit, dan sien jy God se werking in jou eie lewe raak. Dan kyk jy so terug en jy sien, maar ek het gebid vir hulp daar, en ek het dit gekry. Ek het deur 'n moeilike tyd gegaan, maar die Here het my daardeur gehelp. As jy die bril van geloof opsit, dan sien jy dit. Broers en susters, kortom, as jy die bril van geloof opsit, dan sien jy dinge wat ander mense nie sien nie. En dan kan jy nie anders as om te glo nie. My slotgedagte is, ek wil jou vanoggend uitdaag. Dink daaraan dat ek en jy is ander mense se sien en glo. As ander mense na my en jou kyk, dan is my en jou roeping om Jesus sigbaar te maak vir ander mense. Onthou nou, Jesus het sy gees geblaas op sy disippels. Daardie selfde Heilige Gees blaas hy ook in ons wanneer ons tot bekering gekom. Wanneer ek en jy dan nou die vrugte van die Gees reflekteer en Jesus se liefde uitdra, dan word ons die sigbare van Jesus. Ander mense sien my en jou en glo in Jesus as gevolg van dit wat ek en jy doen en wat ons sê. Ek en jy maak Jesus vandag sigbaar in die wêreld. Sien is glo. Deur my en jou woorde en dade kan 'n wêreld glo. En ek wil jou uitdaag daartoe. Kom ons bid. Here, wil U vandag vir ons die regte bril opsit. Here, ons wil vra dat U vir ons die Heilige Gees sal gee om vir ons sensitief te maak vir dit wat ons so mis en nie raak sien nie. Here, dit is so deel van ons natuur om U nie raak te sien nie en goed met ons koppe uit te verklaar en eintlik net 'n doewe oor en 'n blinde oog te hou vir U wat in mense se lewens en ons eie lewens werk. En Here, daarom wil ons vir U vra dat U ons op 'n nuwe sensitiwiteit sal gee vir dit wat ons doen en dit wat ons sê, sodat ons U sigbaar kan maak vir ander mense in hierdie wêreld sodat hulle kan glo. En dan Here, ons wil net weer net sê, is ver bo ons begrip, ver bo ons verstand. As ons so na die skepping kyk, dan kan ons nie anders as om te glo nie. En Here, dan vra ons ook dat U hierdie lied, wat ons nou vir U gaan sing, sal aanvaar as 'n loflied tot die feit dat ons U sigbaar kan sien in die skepping en die groot heelal. Amen. Sit net so, dan sing julle saam met ons hierdie wonderlike lied wat gaan oor God se grootheid en oor die skepping.
Kom ons sluit ons oë. Here, ons bring vir U hierdie dankoffers. En Here, hierdie offer is in elk geval alles wat U sin is, wat ons net vir U teruggee. Ja, Here, al die geld, ons besittings, alles wat ons sekuriteite, Here, is eintlik maar net in U hande. So, Here, neem hierdie beskeie dankoffers. Ons wil vra dat U daarmee die oë van geloof vir ander mense sal oopmaak. Here, laat ons met hierdie dankoffers sulke goeie werke doen, dat ander mense tot geloof in U sal kom. Amen. Nou, ons het wat ons noem in ons geloofsfamilie, huisgeloof. Nou, huisgeloof is nou eintlik die huiswerk vir die week, né? So, die huiswerk vir die week wil ek vra vir die volgende. Almal in die huis moet daarom een keer, hopelik vandag, gaan saampraat oor wat is die een manier wat elkeen van julle in hierdie week wat voor is, Jesus se liefde kan sigbaar maak daar buite sodat iemand in Jesus kan glo. Net een ding wat jy weet op jou pad gaan kom. Jy weet jou baas gaan jou kwaad maak. Kan jy dalk nou al voorberei om 'n sagte antwoord te gee sodat die persoon kan agterkom daar's iets anders aan jou. Jy weet jy gaan by die skool jou vererg vir iemand. Kan jy nou al vir jouself sê, ek gaan Jesus se liefde vir daai persoon uitstraal hierdie week. Daar's iemand in jou familie van wie jy niks hou nie. Kan jy in hierdie week jouself uitdaag om te gaan vrede maak en die liefde betoon aan daardie persoon? So dit is jou huiswerk, om vandag te gaan besluit, wat is daardie een enkele ding wat jy gaan doen in hierdie week wat voor lê, om Jesus sigbaar te maak vir ander mense. Nou, op hierdie noot van om Jesus sigbaar te maak vir ander mense, hulle gaan net sien, ons is gelowig, hulle gaan net vir Jesus deur ons sien, as ons vrugte dra, die vrugte van die Gees. Nou hierdie volgende liedjie, ons lied waarmee ons afsluit, gaan juis oor daardie vrugte, wat ons kan dra. Ons wil dit uitdra, sodat mense kan sien, en in die Here kan glo. Kom ons staan vir die slotlied.
Broers en susters, ontvang die seën van die Here en gaan wys vir ander mense hoe lyk Jesus se liefde. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die kragtige werking van die Heilige Gees met elkeen van julle wees in hierdie week wat voorlê. Amen.